Vriende, hartlik goeiemôre vanoggend. As ek so na die leë banke kyk, is daar sommer 'n paar goeders wat ek mis vanoggend. Ons groetery daar by die deure, ons omgee vir mekaar, ons gasvryheid waarvoor Oud en Nikoland so bekend is. En die lekker kuier by mekaar. Maar ek weet, hierdie 21 dae van inperking gaan ook verby. En dan sal ons weer opnuut waardering hê vir dit wat ons dalk vir baie jare as vanselfsprekend aanvaar het. So, baie welkom vanoggend, ook by hierdie erediens. Ek bid dat die Here vir jou sal ontmoet, net daar waar jy op die oomblik is. Agter die rekenaar of met die selfoon in die hand, mag die Here ook vanoggend sommer net homself opnuut aan jou kom openbaar. Kom ons bid saam. Here, dis 'n ongelooflike voorreg om ook op hierdie Sondag, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, so by mekaar te wees. Weliswaar nie in 'n kerkgebou nie, maar oor afstande heen, ingeskakel by hierdie diens. En ons kan nie anders as om vanoggend ook vir U te loof en te prys nie, Here. U is vir ons goed. U is die een wat vir ons deurdra ook in hierdie tyd, wat vir ons met nuwe oë laat kyk na dinge rondom ons, ja, ook die goed wat ons as vanselfsprekend aanvaar het. Dankie vir U woord en vir U teenwoordigheid in hierdie tyd waarmee ons ook mag besig wees en waarmee ons, Here, ons mag voed en ons mag staande hou in die tyd. Here, kom praat vanoggend met ons deur U woord. Ons weet U is hier by ons teenwoordig. Seën vir ons, Here, sodat ons weer verander tot 'n seën kan wees. Amen. Vriende, ons beland dikwels in situasies waar ons onsself en iemand anders moet bekendstel of voorstel. En dan doen ons dit gewoonlik op een van die volgende maniere. Ons sê vir iemand, hallo, my naam is Jan. Of ons sê, aangename kennis, ek is Jan. Of ons sal doodeenvoudig sommer net vir iemand sê, noem my sommer net Janeman. In hierdie tyd waar ons so bewus is van fisiese afstand tussen mense, is dit miskien ook belangrik om te noem dat as ons onsself aan iemand bekendstel, dat ons gewoonlik 'n hand uitsteek en vir iemand 'n ferm, 'n stywe handdruk gee en sal sê, aangename kennis, my naam is Dennis. Het jy ook al gewonder hoe God homself kom bekendstel aan ons? Vanoggend wil hy dit kom doen aan die hand van 'n teks in Eksodus 15. En ons gaan lees daarvan in vers 24 tot en met 27. Die volk het by Moses gekla, wat moet ons drink? Moses het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het dit toe in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here die volk op die proef gestel en daar het hy vir hulle 'n vaste reël neergelê.
Hy het gesê, julle moet goed luister na wat ek, die Here julle God sê. Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf. Dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het, oor julle bring nie. Want dit is ek, die Here, wat julle gesond hou. Daarna het hy hulle by Elim aangekom, met sy 12 fonteine en 70 palmbome, en daar by die waterkamp opgeslaan. Terwyl ons hierdie teks so in ons agterkoppe hou, gaan ons saam sing 'n pragtige vlamlied wat sê meer as ooit. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf en dink aan ons, meer as meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf en dink aan ons, meer as ooit. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra
Die volk het pas Egipte verlaat. Hulle het op droë grond deur die see getrek, en ons ken die verhaal hoe dat die Egiptenare verdrink het. Eksodus 14 vertel vir ons hoe die Here daai dag vir Israel uit die kloue van die Egiptenare gered het. Die Israeliete het die lyke van die Egiptenaars op die strand sien lê. Hulle het gesien hoe die Here met vernietigende krag teen Egipte geveg het. En dan lees ons hierdie verbasende ding, hulle het baie groot respek vir die Here gekry. En hulle het in die Here geglo. Hulle het ook begin glo dat die Here Moses na hulle toe gestuur het. En dan is die volk besig om fees te vier. Hulle kan hulle oë nie glo nie. Hulle is bevry uit Egipte. En toe breek hulle kamp op by die Rietsee en hulle begin verder trek na die Sur-woestyn toe. Maar min het hierdie volk geweet dat 'n seisoen van uitdagings vir hulle sou voorlê. Hulle swaar kry in Egipte was weliswaar verby, maar nuwe uitdagings het op hulle gewag. En dit was dan ook nie lank nie, of die eerste uitdaging klop aan die deur. Hulle sonder water. Nie 1 dag nie, nie 2 dae nie, 3 dae lank is hulle sonder water. Hulle kon nie in die woestyn 'n plek vind waar daar water was nie. Na 3 dae se rondtrek in die woestyn was die volk ordentlik dors, moeg, moedeloos, geïrriteerd. Dink maar net aan die moeders met klein kindertjies en die ouer mense wat aangewese is op water. Maar geen water nie. Al hulle waterkanne was leeg, ook die reservebronne wat hulle gehad het. En toe kom hulle by 'n plek met die naam Mara, met genoeg water. Ek sien in my geestesoog hoe dat die kinders na die water hardloop met bakhande en hy water skep en het inslurp. Hulle dors baie graag wou les. Maar dan die teleurstelling. Dis ondrinkbaar. Water was brak en boonop bitter. Dis hoekom die plek se naam Mara is, wat beteken bitter. Die woord Mara kan ook vertaal word met rebelleer. Snaaks genoeg, die bitterheid was nie net in die water nie, maar het ook uit die volk se mond gekom. Daarom gaan kla hulle by Moses en sê, maar die Here het ons mislei. Wat gaan van ons word? Wat moet ons drink? Moses het toe by die Here gaan hulp vra. En die Here wys toe vir hom 'n stuk boom, 'n stuk hout, 'n stuk plank, wat hy in die water moet gooi. En nadat hy dit gedoen het, lees ons, het die water soet geword en drinkbaar. It's absoluut amazing dat God 'n stuk boom gebruik as instrument om hierdie wonderwerk te laat plaasvind. Ja, ons sou kon sê dat hierdie boom dalk 'n geur kon afgee in die water, maar dit sou nie genoeg gewees het nie. Dis dood eenvoudige wonderwerk uit God se hand. Daar by Mara het die Here hulle getoets om agter te kom of hulle bereid sou wees om na hom te luister. Die tog deur die woestyn sou 'n uitdagende een wees. Dit sou vereis dat hulle na God moet luister. Vers 26 sê, hy het vir hulle gesê, jy moet baie goed luister na die Here jou God. Jy moet alles doen wat hy van jou vra. As jy dit doen, sal ek sorg dat jy nie dieselfde ellendes oorkom as Egipte nie. Met ander woorde, die pla en die siektes van Egipte sal jou nie tref nie, want ek is die Here. Ek sal sorg dat jy gesond bly. God kom stel homself bekend aan die volk as Jehovah Rapha. Ek is die een wat jou gesond maak en gesond hou. En toe kom hulle by Elim met sy 12 fonteine en 70 palmbome. En die vraag wat by my opkom is, hoekom het die Here sy volk nie direk na Elim toe gebring nie? Ons moet onthou dat God sy volk woestyn toe gebring het, omdat hy 'n bruid wou hê, 'n maat, wat hom sou vertrou en lief hê. Maar Israel was vol ontrou
en kan ons maar sê vol Egiptiese rebellie. En daarvan moes die volk gesond gemaak word. En juis toe kom God na sy volk toe en sê, ek is Jehovah Rapha, die een wat jou gesond maak. Hoekom sou God 'n stuk boom gebruik om die water te laat gesond word, wil ek amper sê, om 'n wonder te laat plaasvind? 'n doodgewone stuk hout om heling of gesondheid vir die water te bring. Daar's teoloë wat beweer dat daar 'n vreemde koneksie is tussen die stuk hout of die boom in Eksodus 15 en die boom wat in die middel van die tuin van Eden gestaan het. Deur die een boom het daar sonde, ellende en siekte gekom. Deur die ander boom of tak het daar genesing gekom. Hierdie teoloë sê voorts dat dit eintlik vooruitwys na 'n boom of 'n stuk hout wat later op Golgotha vir 'n kruishout gebruik sou word. Ons lees in die Nuwe Testament van 'n houtkruis waarin Jesus gehang het, waarop hy uiteindelik gesterf het en deur wie daar vir ons genesing of redding gekom het. Vriende, dit laat my in verwondering vanoggend oor wie God is. Die een wat gesond maak. Somtyds genees hy liggaamlik, ander kere emosioneel. Soms geestelike moegheid en bekommernis, ander kere gebroke harte en seer kry. Maar ek is veral in verwondering oor God wat my kom genees van myself. My eie ek, wat dink, maar ek het nie God nodig nie. Wat dink, ek het nie sonde nie, en dat ek myself kan help, of myself kan red. Dat ek blind is vir my eie siektes, blind is vir my eie verlorenheid. Is dit nie wat Jesus beleef het, toe hy met sy intog in Jerusalem oor die stad gekyk het, vir 'n oomblik gaan stil staan het, daar by sy esel, en begin huil het. Hy kon sien dat die volk blind is. Blind is vir hulle eie sonde en verlorenheid. Blind is vir die redding wat opgesluit lê in Jesus, die Messias. Ons is in die groot lydensweek, wat hierdie week uitloop op Goeie Vrydag se kruisgebeure en Sondag se opstanding. Ek bid vanoggend dat jy net soos ek die geloofsoë sal hê om ons eie siekte, ons bitterheid, ons sonde raak te sien en te kan vashou aan hom wat gesê het, ek is Jehovah Rapha, die een wat jou gesond maak. Amen. Vriende, ons gaan saam bid. Ek weet daar's baie gebedsversoeke wat in hierdie tyd na ons toe kom via WhatsApp boodskappe en e-posse. En ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, daar waar jy is, om net voor die Here jou hart oop te maak en met hom te gesels. Dalk is daar persoonlike goed wat jy na die boodskap met hom wil deel. Ek gaan sagte agtergrondmusiek speel terwyl jy in gebed by die Here vertoef. Daar's ook 'n paar gebedsversoeke wat ons reeds met e-pos aan julle uitgestuur het. Versoeke vir mense wat siek is in hierdie tyd en onder behandeling is, wat ondersteuning en liefde nodig het. So gaan kyk maar na julle e-posse. Ons familienuus is ook alreeds Vrydag aan julle ge-e-pos.
Ons gaan hierdie diens afsluit deur te luister na Chris Tomlin wat sing At the Cross. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. Here, my hope is found. Here, on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here, arms open wide. Here, you save my life. Here I bow down. Here I bow. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. Jesus, Savior of the world. Your love ran red. Your love ran red. Vriende, ek wil julle kom seën met hierdie naam van God, Jehovah Rapha. Mag jy God se wonderwerkende krag in jou beleef hierdie week, wat jou gesond maak en gesond hou, liggaamlik, emosioneel, maar veral ook geestelik. Gaan in sy vrede, tot ons mekaar volgende week weer sien. Amen.